klomp dinge om in ag te neem. Die een teks in die wêreld wat so meganies geïnterpreteer word, is die Koran van die Islam. Daarvan glo die moslems dat die oorspronklike as dit ware in 'n goue weergawe in die verste hemele by God is, waarheen, en dit weet ons, Mohammed van die Al-Aqsa moskee se plek af weggevoer is, dit ontvang het en teruggebring het. Daar word rondom hom gesê, hy was 'n ongeletterde of 'n skaars geletterde persoon en die gegevens wat hy kon versprei was nie so geleerd nie. Dit wil sê, dis die bewys van die goddelike herkoms by Allah. Ons sien die Bybel glad nie so nie, binne ons leesmetode, binne ons leesbenadering, binne ons interpretasieprosesse, sê ons, hier's mense agter die tekste. Dis waarom Jeremia se profesie verskil van 'n tydgenoot soos Esegiel se. Dis waarom 2 8ste eeuse profete soos Hosea en Amos oor totaal verskillende dinge kan praat en agiteer teenoor hulle tyd en hulle volksgenote. Dis waarom 3 evangelieskrywers wat basies dieselfde patroon vorm, Matteus, Markus en Lukas, op sekere punte grondig van mekaar verskil. Dis waarom 'n 4de evangelie in die vorm van Johannes heeltemal kan verskil van die ander 3. Die feit dat daar mense agter die tekste sit, met 'n persoonlikheid, met 'n benadering, met 'n passie om 'n sekere saak oor God te stel, beteken dat ons moet sê, daar is iets van 'n menslike faktor wat ons moet in ag neem by die lees van die tekste. En dan wil ek daarby sê, daar's 'n klomp historiese feite wat ons agter mekaar moet kry, en ek hoop dat ons vanaand as ons na kronieke kyk teenoor konings, ook so 'n bietjie daarvan sal kan verstaan, of ten minste oor kan praat. En gesprek is natuurlik die hele tyd moontlik. Goed. As ek sê, God said it, I believe it, that settles it, moet ons vir mekaar vra, wie het vir Dawid aangehits om die volk te tel? Lees saam met my 2 Samuel 24 vers 1. Op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel die Israeliete en die Judeërs, en dis net die eerste sin van 'n lang perikoop of paragraaf wat handel oor hierdie stukkie geskiedenis waar God hulle uiteindelik straf oor hierdie sondigheid van Dawid. Kronieke, 2 Kronieke 21 vers 1 vertel dieselfde verhaal, dieselfde gebeure, maar miskien lieg hy. Of die skrywer van Konings het gelieg, want hoor wat sê hy, Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. God said it, I believe it, that settles it. Wat beteken, die skrywer van Konings of die skrywer van Kronieke lieg. Want God kan nie 'n ding aan die gang sit en Satan kan dit ook aan die gang sit en dis presies dieselfde gebeurtenis nie. Dis nie 'n manier om hierdie probleem op te los nie. Hier agter lê 'n diep teologiese probleem wat ingekruip het tussen die tye wat as jy na die tydlyntjie toe gaan, erns tussen die 6de, 5de, 4de eeu ter sprake was. Die 6de eeu was die ballingskap en dit is die tyd wat die boeke Josua, Rigters, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings tot stand kom. En die 3de eeu voor Christus, in die Hellenistiese tyd, is die tyd wanneer die Kronieke boek
die hele geskiedenis van Israel hersien. En in daardie tyd het daar 'n verskriklike belangrike verskuiwing plaasgevind. In die ballingskap het die geleerdes die geskiedenis nagegaan en opgeskryf, al die oudste herinneringe opgeskryf en gesistematiseer, met die groot vraag in hulle agterkop, wat God vir ons gegee het as die beloofde land, het ons ontvang en verloor. Hoe is dit moontlik? Hoe kon dit gebeur, dat ons die beloofde land, waar God sy woord gehou het en dit vir ons gegee het, uiteindelik vir ons verlore gegaan het? En daarin, van Josua, die verhaal van Achan, by die inname van Jerigo en hulle sonde, deur die rigtersboeke, die een na die volgende vyandelike mag, wat Israel onderdruk het, want hulle verval in sonde. Met die boek Samuel beweeg ons saam met Samuel na die eerste koning, Saul, wat met groot verwagting gekroon word, en met groot tragedie van die troon afgestoot word, verwerp word, deur God wat hom gekies het en daar gestel het. Dawid, wat as jong man gesalf word, uiteindelik die troon bestyg, oneties optree teenoor Uria, teenoor Batseba, teenoor verskillende mense wat sy politieke teenstanders is, deur na Salomo toe, van wie die hoogste verwagtinge gekoester word, en dan faal hy in die sin van sy eie godsdienstige toewyding wat verval, na die skeiding van die twee koninkryke, want hulle kon nie met mekaar klaarkom nie, dis een volk, maar hulle eindig in twee politieke entiteite, en koning vir koning vir koning vir koning, slaag hulle nie daarin om te voldoen aan dit wat God van hulle vra nie. En dan is sy oordeel uiteindelik, weg met julle. Dit is nie die moeite werd om my verbintenis met julle vol te hou nie. Dan is een van die toetse daar, Dawid se trou aan God. God doen as dit ware, maar dis net in 'n sekere sin wat hy met Adam en Eva in die paradys gedoen het, of die mens en sy vrou in die paradys gedoen het. Hy stel aan hom 'n eis, en in plaas daarvan om weg te deins van die selfgesentreerde, gaan doen hy dit, en hy oortree dit wat God in werklikheid van hom verwag het. En daarom is dit vir die deuteronomistiese geskiedswerk en die skrywers van daai geskiedenis eenvoudig so. God het Dawid getoets en hy het uitgedruip. Soos die volk deur die hele geskiedenis, van land in besitneming tot by die val van van Jerusalem onder die Babyloniese aanslag gefaal het. In die Hellenistiese tyd het daar 3 baie belangrike skuiwe plaasgevind. Uit die Babyloniese ballingskap het die volk vrygekom, en 'n deel het teruggegaan na Jerusalem en die stad herbou, maar 'n deel het in Babel agtergebly, want dit het hulle gepas. Die Persiese ryk het die terugkeer moontlik gemaak met 'n geweldige godsdienstige impak op die Israeliete in Hebreë, die Judeërs by name in Jerusalem uitgeoefen, en hulle godsdiens het 'n wêreldwye, 'n rykwyse impak gehad op die maniere van dink, en een van die belangrikste elemente in hulle denke is eintlik dat alles in 2 teenoorgesteldes verdeel is. Lig en duisternis, goed en kwaad, heilig en onheilig, en sulke soort van tweedelings was baie deurtastend teenwoordig in die Persiese godsdiens. En nadat die Perse na 200 jaar plus se heerskappy deur Alexander die Grote omvergewerp is, het die Griekse inkulturasie wat
Israel en Juda en die hele Midde-Ooste beetgepak het, eintlik veroorsaak dat alles op nuwe maniere gesien is, en dat daar rabbies was wat gesê het, ons moet na ons hele geskiedenis van vooraf kyk, en dis wat in Kronieke gebeur. En in hierdie Kronieke geskiedenis word van Adam tot by die einde van Israel se geskiedenis vertel hoe dinge gebeur het, en onder andere is Dawid ter sprake. Die verhaal van Batseba en Dawid word vergeet, dit word glad nie aangeraak of aangehaal nie. Maar die keer wat Dawid so gefaal het, word wel vertel. En 'n probleem daarmee is, of waarom dit 'n probleem kan wees, is dat Dawid in Kronieke eintlik groter as mensgrootte is. Hy is eenvoudig die voorbeeld van alles. Hy word uiteindelik die persoon wat die riglyne en verwagtinge van die tempel neerlê, en Salomo word amper 'n voetnota wat dit uitvoer. Maar Dawid het dit alles geskep, alles uitgedink, alles vorm gegee in die Kroniekeboek. En die een keer wat hy gefaal het, was dit die Satan wat hom gevang het, as dit ware verkeerd laat loop het. En dis die enigste keer in die Ou Testament wat Satan as 'n eie naam gebruik word. Alle ander kere wat daar verwys word na Ha-Satan, die Satan, is dit eintlik die regte manier om dit te vertaal met aanklaer, of jy kan sê die een wat jou toets. Maar een keer het Satan 'n eie naam geword, en dit is in Kronieke se weergawe. Satan was teen Israel, hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. As ek net kan sê hoe ons weet dat dit die enigste keer is, alle ander kere is daar 'n lidwoord by, die Satan, Ha-Satan. En hierdie keer is dit sonder 'n lidwoord, die naam Satan. Goed, daarmee sê ons iets van die verskil in tyd van die Samuel vertaling van Dawid se sensus van die volk, en Kronieke se vertelling van Dawid se telling van die volk onder instigasie van Satan. 'n tweede stukkie geskiedenis is 'n hele end verder af van Dawid af. Weereens wil ek sê, as ons nou op ons tydlyntjie kyk, Dawid was daarso in die tyd tussen -10 en -9, dit is die 9de eeu voor Christus, daarna kom die 8ste eeu voor Christus, daarna die 7de eeu voor Christus, in die 6de eeu voor Christus, 500 en 586 rond, val Jerusalem. En daarvoor moet daar rede gevind word. En Manasse word in die Deuteronomistiese geskiedenis die een wat hierdie verskriklike oordeel oor Juda laat gebeur het. En die hele 2 Konings 21 van vers 1 tot 18 handel oor hierdie saak van Manasse, die koning van Juda. Dis na die val van Samaria, net die Suidryk bestaan voort. Koning Hiskia, Manasse se pa, is 'n koning wat baie godsdienstige hervorminge teweegbring, en hy word waardeer vir wat hy gedoen het in 2 Konings. En dan kom sy seun Manasse aan bewind, en as koning slaag hy glad nie in die beoordeling van die skrywers van 2 Konings nie. Om die waarheid te sê, hy kom glad nie die mas op nie. En ek gaan nie die hele hoofstuk 21 met julle lees nie, maar ek gaan 2 verdere verse in hoofstuk 23 en hoofstuk 24 lees. Manasse
was die seun van Hizkia en ek dink hy is die oupa van Josia. Hizkia was 'n goeie koning in die oë van die deuteronomistiese geskiedskrywer in 2 Konings en Josia was die hoogtepunt. Hy was die beste van alle konings. Tussen hulle twee is Manasse en in vers 26 in hoofstuk 23 lees ons: Die Here het egter nie sy ewige toorn teen Juda laat vaar nie. Hy het toornig gebly oor Manasse se uittartende optrede teen hom. Teen hierdie tyd is Manasse dood, hy is by sy vaders begrawe en sy seun en daarna die volgende koning het al koning geword. In 24 vers 3 staan daar: Dit het met Juda gebeur op bevel van die Here, en ons praat nou hier van die val van Jerusalem. Die paragraaf in hoofstuk 24 word ingelei met die koning van Babel, Nebukadneser, het opgetrek teen Jerusalem en die stad oorwin. Dit het met Juda gebeur op bevel van die Here, omdat hy Juda uit sy teenwoordigheid wou verwyder oor die sonde van Manasse, oor alles wat hy gedoen het. Dis wie Manasse is. Manasse kom ook voor in 2 Kronieke 33. Sy geskiedenis word daar ook vertel. En nou moet mens iets tussenin sê oor Manasse wat regtig nogal belangrik is om te weet. En dis dat hy vir 55 jaar regeer het as koning in Jerusalem. Die Judeese koning wat die langste regeer het van almal. 'n lang koningskap is 'n geseënde koningskap. 'n teken daarvan dat God jou seën as koning kom uit in die feit dat jou koningskap duur en duur en duur tot halfpad in die 6de dekade in. 55 jaar maak van hom die enkele koning wat die langste regeer het in Juda. Dis 'n dilemma. Want hy is die grootste vark van hulle almal. Ten spyte van Josia na hom en ten spyte van enige ding wat gebeur het, kan God hulle nie vergewe nie weens die sonde wat Manasse gedoen het. Volgens 2 Konings 23 en 24. Met hierdie dilemma sit die kronieke skrywer. Nou, hy worstel klaarblyklik met die feit van Manasse se slegheid, maar sy geweldige lang regering wat dui op seën. En dan voeg hy 4 verse in die verhaal oor Manasse wat nie in konings voorkom nie. Dis vers 10 tot 13. Die Here het Manasse en sy volk aangespreek, maar hulle het daar geen ag op geslaan nie. Toe het die Here die leeraanvoerders van die koning van Assirië laat kom, en hulle het Manasse gevange geneem, hakke deur sy neus gesteek, hom geboei met bronskettinge en hom na Babel toe gevat. Toe dit met hom so sleg gaan, het hy die Here sy God om genade gesmeek, groot berou getoon voor die God van sy voorvaders en gebid. Die Here was hom genadig en het sy smeekbede verhoor en hom laat terugkom na Jerusalem, na sy koningskap toe. Toe het Manasse geweet dat die Here God is. Lieg kronieke vir ons. Of weet hulle iets wat die konings 400 jaar tevore nie, die skrywers 400 jaar tevore nie geweet het nie. Hulle rasionaliseer hierso 'n situasie wat eintlik onhoudbaar is in die hele geskiedenis van Juda. En dis 'n koning wat net regeer en regeer en regeer en regeer. Die godsdienstige beoordeling van hom is verskriklik negatief. Sy sonde en foute is soveel dat die stad, dat die koninkryk tot niet gaan en die stad uiteindelik val weens hom. En daar kom die kroniekskrywer en hy sê, wag, 'n ongedokumenteerde, onbekende
Assiriese veldtog kom in Jerusalem aan, vang hierdie koning, sit hakke deur sy neus, boei hom met bronskettinge en vat hom Babel toe. Assirië en Babilonië is 2 koninkryke. Iets suggereer vir die oplettende leser dat hier miskien 'n historiese inkongruensie is. Waar kom hierdie Assiriese veldtog vandaan? Waarom vat hulle hom Babel toe en nie Assur toe, of Nineve toe, hulle stad nie? En waarom laat hulle hom los, nadat hulle hom so verneder het? Wat dit wel doen, is dit verklaar vir ons, dat na hierdie lot wat hom getref het, hy nog regeer, tot by sy 55ste jaar. Ons het nêrens 'n aanduiding van 'n interregnum nie, ons het nêrens 'n beduidenis van wie vir hom regeer het terwyl hy weg was, en aan sy neus rondgelei was nie. Ons het nie 'n aanduiding van wat daar gebeur het nie. Hy's net weg en dan sy terug, en dan regeer hy, want hy het hom bekeer en teruggekeer. Persoonlik dink ek, die kronieke het hierdie bekering as 'n noodmaatreël uitgedink. Goed, dis 15:15. Ons gaan terugkom vir 'n paar Nuwe Testamentiese tekste nou. En die kwessies of die vrae wat ons mekaar gaan vra, is hoe het die vraag oor die groot gebod presies gebeur? Die teksverse rondom gered uit geloof alleen. Dis van die sleuteltekste in ons gereformeerde teologie. Om die waarheid te sê, dis 'n teks wat Martin Luther tot in sy fondamente geskud het en die hele reformatie tot gebeure gebring het. En dan die laaste vraag, geloof alleen, maar wat van werke? Dan gaan ons terugkom na daai vraag. Moet nou nie vooruit lees nie, want dan weet julle als wat ek sê. Ja. Dis maar Josia daarna is die mees ideale koning na Amon. Ja. Maar Josia reageer net 'n klein rukkie. Hy doen alles perfek. En dan trek die Egiptenare en die Assiriërs teen mekaar op en hy besluit, hy spring in teen die Egiptenare en die Farao sê vir hom, bly uit, dis die groot ouetjies wat nou hier gaan speel. Maar hy gaan in en hy sterf in die oorlog. Ons sê perfekte koning vir Juda, maar 'n dom strateeg. Goed.